Goeiemôre, geliefdes. Ons gaan vanoggend stop by die tweede stasie. En die stasie se naam is die wêreldse betaalstelsel en God se geskenk. Kom ons lees saam uit Romeine 6 vers 20 tot 23. Want toe julle diensknegte was van die sonde, was julle vry van die geregtigheid. Watter vrug dan het julle gehad van die dinge waaroor julle jou nou skaam? Want die uiteinde daarvan is die dood. Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle jou vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Hier praat die woord reguit met ons. Hy sê toe ons diensknegte was van die sonde, het ons gewerk vir die loon as dood. Want sê in vers 21, wat se vrug het ons? Wat se vrug kan ons wys vir die lewe wat ons gehad het sonder God? Jy sien, as die Bybel sê die loon van die sonde is die dood, dan beteken dit nie daardie dag as ons hart ophou klop nie. Daar's 3 soorte dood. Die geestelike dood, die tydelike dood en die ewige dood. Die geestelike dood is die lewe hier op aarde. Ons ervaar dit wanneer ons sonder God lewe, sonder sy teenwoordigheid. Ons lewe is sinloos en doelloos en dit voel vir my, maar ek kan niks wys vir die werk wat ek gedoen het nie. Dit voel of my hele lewe maar net gejaag na wind was. Die tydelike dood is die dood wat ons almal gaan ervaar. En die ewige dood is die dood in die helse vuur. Die lewe, die oordeel van God wat oor ons gaan kom. In teenstelling daarmee sê die woord vir ons, die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. Jy sien, as jy 'n diensknegt van God is, dan ontvang jy nie 'n loon waarvoor jy moet werk nie. Jy ontvang 'n geskenk wat jy nie verdien nie, die ewige lewe. En die vrug van die ewige lewe, sê vers 22 vir ons, ervaar ons nou reeds in die vrug van heiligmaking. Daai wete, maar God is besig om in my te werk en hy is besig om deur sy gees my te herskep, sodat ek meer en meer kan wees soos wat Christus is. Daai vrede om te kan weet, ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in my. Ek ervaar nou reeds daai vrede om te weet, my sonde is vergewe. Ek hoef nie meer rond te loop met skuldgevoelens nie. Die vrede om te weet, ek kan net die storm trotseer. God is saam met my in die storm. Die vrede om te kan weet, niks sal my ooit van die liefde van God skei nie. Jy sien, die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. En daarom, wanneer ek hierdie genadegawe ontvang, lewe ek nie meer nie, maar Christus leef in my. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, dankie dat ek nie meer hoef te werk om my plek in die hemel te verdien nie, maar dat ek net kan leef vanuit die genade wat ek ontvang van my hemelse Vader, van die verlossing wat ek ontvang in Christus Jesus. Dankie vir die werk van die Heilige Gees in my lewe. Dankie vir die vrede waarmee ek elke dag kan leef.
Amen.